Baie welkom by Ouma Martie se kombuis. Ek gaan vandag vir julle wys hoe om 'n soutbord te pak. Ons is op pad na my skoolreunie toe. Elkeen moet 'n bordjie eetgoed bring. Die vorige 2 weke het ons so 3 dae uitgesit en ons het ons eie gebak gemaak. Borsolletjies, vetkoekworsies en hamengkaaspastijtjies. Ek gaan die 3 soorte goed in my bak pak. My spekoogies is in die oond en dan gaan ek dit net die spekoogies bo-op pak en afrond met tamatie, blaarslaai en chickens. As die spekkoppies uit die oond uitkom, gaan ek my oond net afdraai na 120 grade toe en ek gaan die gevriesde pastijtjies, want hulle is nog kliphard gevries, ek het dit nou net uit die vrieskas uitgehaal, gaan ek dan so op my blinkbord, my foliebord, in my oond sit by 120 grade Celsius vir 20 minute. Ek wil hê dit moet net ontdooi en droog word aan die buitekant, want hulle het nou die gevriesde natheid buiteom. Oor 3 tot 4 ure gaan ons eers eet van die bord. As jy hom dadelik gaan voorsit, kan jy dit bietjie langer in die oond los, 40 minute tot 45 minute by 120 grade. Alles sal dan weer warm wees, waarna jy dan jou tamatie en jou versierings kan opsit. Ek gooi nie blaarslaai onder in my bord nie, omdat ek dit net so op my foliebord in die oond gaan sit. As jy na 'n funksie toe gaan, kan jy blaarslaai onder gooi, dit op 'n aparte pan warm maak en dan pak jy dit op die blaarslaai, dan sal dit nie die blaarslaai benadeel nie. Ek het net die 3 soutgoed, so ek gaan vandag lyne pak. Maar jy kan dit op enige manier pak, soos jy daarvan hou. Baie keer pak ek dit in sirkels. Ek deel partymal my bord, as ek 4 soorte goed het, dan pak ek hom 'n kwart, 1 soort. Elkeen het sy eie unieke geleentheid. Ek kyk vir watse geleentheid ek hom pak en besluit hoeveel goed ek het om in te pak en ek rangskik dit daarvolgens. So ek gaan begin met my worsolletjies om hier 'n rytjie te pak. Ek het dit nou plat in my bord gepak en net hierdie so bietjie skuins gepak. Ons is gaan so tussen 40 en 50 mense wees en elkeen bring 'n bordjie eetgoed, so dis nie nodig dat ek dit so vreeslik opstapel teen mekaar nie, maar jy kan dit rangskik. As jy daarvan hou dat dit skuins teen mekaar staan soos hierdie, dan gaan jy baie meer goed in jou een bord kry ook. Dis soos my bord lyk. So ek wag net vir my spekoogies om uit te kom, dan sit ek dit in my oond. Hulle was nou 15 minute by 120 grade. Hulle is nou ontdooi, sal ek al sê, maar nog nie kokend warm nie. Nou begin ek eerste met my spekoogies en pak so hier en daar enetjie op. Nou kan julle duidelik sien waarom ons dit spekoogies noem. Nou pak ek 'n groenigheidjie in, maar net gewone chickens. Jy kan komkommer skyfies sny, olywe opsit, feta-kasie oorstrooi. Ek het op hierdie goed besluit om dit op die bord te pak, want ek weet die bord gaan omtrent staan vir 2 tot 3 ure voor ons eers dit begin eet. So hierdie goed kan bietjie staan. As jy iets soos kasies wat moet koud bly en dan moet jy dit op warm goed pak, wees maar versigtig daarvoor. En nou strooi ek net so bietjie blaarslaai bo-oor, net vir die afronding. Die blaarslaai kan natuurlik onder ook gestrooi word. Ek was eendag by 'n damestee, 'n vrou wat vreeslik baie van etiket weet, het gesê, onder geen omstandighede mag jy 'n papierhanddoekie of 'n papierdooilietjie of iets onder jou soutgoed sit nie, want dit los vetbolle en dit is nie etiket.
om so vetterige ding in jou bord te los nie. So as jy 'n bietjie blaarslaai onder gooi en dan jou soutgoedjies pak, dan maak dit nie 'n vetpolletjie onder nie. Ek gaan nou my deksel opsit en dan sal ons begin regmaak om te ry.